dit is so lekker om saam met jou die oggend te kan begin. Dit is, as jy nie weet nie, 'n ijskoue, sopnat, wintersoggend hier so in Nyasna. Dis ook pikdonker, sien ek net nou, so, dit is goed om vanoggend saam met jou te kan begin. Ek hoop jy het 'n warm koppie koffie, of 'n chocolate, of tee, of ietsie wat warm is by jou, en jy het 'n warm ontbyt wat iewers vir jou wag. Ons is bevoorreg, net om dit te kan sê, nee, net om die verwagting te kan hê, dat elkeen van ons lekker warm iets by ons het, en heerlik warm aangetrek is. Hallo aan almal wat hier is, Tannie Veronica, Michelle, Koos, Wilma, Saret. Dis so goed om julle almal te sien. Ek dink ons is op 'n goeie plek waar ons leer oor hoe om God se stem te hoor. Hallo Elsabie. Ons is op 'n goeie plek, ons praat oor God se stem, hoe ons sy stem in ons lewens hoor, hoe ons dit onderskei, en ek dink ons is nou die vierde dag hiermee besig, van maandag af, en ek moet vir jou sê, dis goed om hierdie goed weer te herbesoek, dis goed om weer daaroor te gesels, want ek dink dis een van die grootste dinge waaroor klomp gelowiges vra het. Nou, François het gister sy gedeelte gedoen, en dit was 'n baie interessante gedeelte vir my, om net te praat van hoe God nie praat nie. En dalk het ons nodig om dit te hoor, hoe God nie praat nie. Hallo Piet, hallo Cathy, hallo James, om te hoor dat God nie praat met oop en toe deure nie, God praat nie met 'n ontslaan die Bybel oop en ek sit my vinger neer nie, maar God praat op 'n ander manier, hy praat deur sy gees wat in ons is, en een van die teksgedeeltes wat nou terwyl ek praat by my opkom, en dan moet ek daarop gehoorsaam wees as dit by my opkom, is Jeremia, en nou sê ek dit uit my kop uit, ek dink dis Jeremia 33, wat sê, waar die Here sê, hy gaan 'n nuwe verbond met ons sluit, en in hierdie nuwe verbond gaan ons nie meer onder die wet wees nie, die wet gaan nie meer op kliptafels geskryf wees nie, die wet gaan op die tafels van ons hart geskryf wees. So, hierdie wet wat op die tafels van ons hart geskryf het, is die gees wat in ons woon, en ons lei, en heeltyd ons nader trek aan verhouding met God, sodat ons weet hoe om te leef, wat om te doen, hoe om op te tree, uit ons verhouding uit, nie omdat 'n wet vir ons sê nie, maar uit ons verhouding uit, doen ons dit. So, wat ons vanoggend weer net gaan herbesoek is, wie is die Heilige Gees, en wat is die Heilige Gees se rol in ons lewens, en hoe dit prakties in my en jou lewe uitspeel. So kom ons spring net eers in die woord in, en kyk wat sê die woord, veral die Nuwe Testament, oor wie die Gees is, en hoe die Gees werk, en wat die Gees vir ons openbaar, en dan praat ons dalk prakties daaroor, vanuit ons lewens. Nou die eerste gedeelte wat ek vir jou wil lees, kom uit 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 13. Nou dit was my moeilik gewees om hierdie af te baken, sodat dit op jou skerm kan inpas, toe ek voorberei vir hierdie boodskap. Jy kan eintlik die hele 1 Korintiërs 2 gaan lees, en klomp dinge van hoe die Gees werk, wat in 1 Korintiërs 2 gesê word. Maar as ons van vers 10 af lees, staan daar, maar ons ken die geheim, omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend gemaak het. Want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. Ons het die Gees ontvang. Nou is dit nie groot genade nie, om te sê, die Gees ken die diepste geheimenisse van God. Nou dis soos, een van die goed wat weer vir my klink, soos om internet vir 'n muur te verduidelik. Dit is so ver bokant ons verstand, dit is soveel meer as wat ons ooit kan dink, die diepste geheimenisse van God ken die Gees. En dan sê hy, maar ons het die Gees ontvang. Jy het vanoggend die Gees ontvang, jy het die Gees, as jy gelowige is, jy die Gees wat in jou woon, ons het die Gees ontvang, wat van God uitgaan, nie die van die wêreld nie. Waarom? Sodat ons kan besef watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het, sodat ons ook kan weet wie ons is in Christus. Dis hoekom ons die Gees van God ontvang het. Hy sê vir ons watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het. As ons hierdie dinge aan julle vertel, gebruik ons nie woorde wat hulle oorsprong het in menslike slimmigheid nie, maar wat hulle oorsprong het by die Gees.
Ons gebruik woorde wat van die Gees afkom, om geestelike waarhede aan julle te verduidelik. So ek dink wat ons in hierdie gedeelte hoor is, dat geestelike waarhede, openbaringe van God, is nie mense wat die woord van God ondersoek en slim goedjies uitdink en met ons verstande dit uitwerk nie, maar dit word uit die Gees gebore. Ware openbarings van God word uit die Gees gebore. En ek en jy het die voorreg om saam die Bybel te kan lees en te kan sien, wat sê God vir my daaruit, en is die Gees wat dit vir my leer. En dan wil ek vir jou volgende gedeelte ook lees, en dit is Jesus se laaste soos gesprek wat hy met sy disippels het, voordat hy gekruisig word in Johannes 14, 15 en 16, en 'n klomp dinge sê Jesus daar van die Gees, maar daar's 'n paar dinge wat ek sommer net vir jou wil wys daar. Johannes 14, lees ek vers 15 en 17 en dan vers 26. As julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander raadgewer stuur, om vir altyd by julle te wees. Dit is die Gees van die waarheid. En wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle, en hoor die belofte vir vandag, dalk het jy moeilike dinge, moeilike besluite wat jy moet neem. Dalk vra jy vandag vir wysheid. Dalk weet jy nie vandag hoe om op 'n sekere manier, hoe om op te tree nie. Dalk voel jy vandag honger na God, honger na openbaring van God. Dalk het jy nodig om van God te hoor dan die belofte. Wanneer die raadgewer, die Heilige Gees kom, en hy het gekom, nee, Handelinge 2 het hy gekom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig, en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Een van die mooiste praktiese voorbeelde vir my, van die Gees wat ons herinner aan alles wat God gesê het, is as jy op 'n plek van geestelike wroging is, en jy het nie jou Bybel by jou nie, en jy maak nie jou Bybel oop nie, en jy dink skielik aan 'n teks, of baie keer kan jy nie eers weet waar dit staan nie, jy kan nie sê 1 Korintiërs 2 vers 16 sê, jy kan nie dit doen nie, dis net uit jou hart uit weet jy, maar dis wat in die woord staan, daai staan tog in die woord, vat dit, glo dit, dis 'n openbaring van God. En dan Johannes 16 is die laaste gedeelte wat ek jou wil lees. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Dis Jesus wat nou praat voor hy gekruisig is, nê. Wanneer hy ook kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy kan nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang aan julle sal meedeel. Alles waaroor die Vader beskik, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang het, sal hy alles aan julle meedeel. So, hierdie beloftes van God oor wie die Gees is en wat die Gees doen, dat ons kan weet dat die Gees gekom het, dat die Gees in my lewe. Nou, as ons na die Ou Testament kyk en na die Nuwe Testament, en baie keer het ons in die afgelope paar dae verwys na Moses en die brandende bos. Toe God homself openbaar het aan Moses in die brandende bos, het Moses nie gesê, God wil met my 'n ontmoeting hê, of God gaan met my, maak my gereg om met hom 'n ontmoeting te hê nie. Nee, Moses het gesê, God het hom aan my openbaar. Daar was 'n ontmoeting met God. En miskien is jy vanoggend op 'n plek waar jy sê, ek wil so graag God beleef, ek wil so graag sy stem hoor, ek wil so graag weet dat hy in my lewe is. En dan lees ons hierdie goed van die waarheid wat aan ons geopenbaar word, en dinge wat ons beleef, en jy sê, maar jy kan daarmee identifiseer. Jy het al die woord gelees. En toe jy die woord gelees het jy bewus geraak van 'n geestelike waarheid. Jy het 'n ontmoeting met God gehad. Jy het al gesing in die kerk en bewus geword van God wat daar is, en net van sy teenwoordigheid, dalk nie woorde wat omgesit kan word in 'n sin nie, maar iets wat jy net beleef het. Jy het God beleef.
Jy het dalk al in die natuur gaan stap en net bewus geraak van God se genade en sy goedheid oor jou lewe. Jy het 'n ontmoeting met God gehad. Dalk het jy ons het vanoggend gehoor dat die trok veilig in Pietermaritzburg aangekom het met die voorraad wat ons gestuur het om daarso die gemeente in Pietermaritzburg te ondersteun. Dalk het jy beleef, ek moet iets op daai trok sit. En jy het winkel toe gegaan en so 'n pakkie goed gekoop en geweet, hierdie is wat ek moet doen. Jy het 'n ontmoeting met God gehad. Elke keer wanneer jy beweeg is om iets te doen, elke keer wanneer jy op een of ander manier God se teenwoordigheid beleef het jy ontmoetings met God gehad. Ek sê so baie keer vir mense wat sê dat hulle sukkel om God se stem te hoor, dan vra ek vir hulle die vraag wat ek dink is een van die mees algemene maniere wat God met ons praat. Het dit al met jou gebeur dat jy in die oggend wakker geword het en jy dink net aan 'n spesifieke persoon? En toe jy aan daai spesifieke persoon dink, toe dink jy, maar ek wil uitreik na hierdie persoon. En toe reik jy uit na daai persoon, toe jy stuur dalk 'n WhatsApp en sê, hallo Clarie, ek dink verskriklik aan jou vanoggend. Hoe gaan dit met jou? Is jy okay? Ek voel net ek wil uitreik na jou toe vanoggend. En toe jy dit sê, toe antwoord Clarie, ek sien nou jy's op, so ek gebruik nou sommer jou as voorbeeld. Toe antwoord Clarie en sy sê, "Sjoe, dit beteken nou so baie vir my vandag." Of net, "Ai, dis wonderlik dat jy aan my dink, ja, dit gaan baie goed." Dit is God. Dis God wat dis die Gees wat in jou lewe gewerk het en jy daarop gereageer. En ek glo dat soos wat ons reageer op daai wat hier in ons binneste gebeur, soos wat ons reageer en sê, hierdie is nie net 'n gedagte uit myself uit nie, hierdie kom van God af. So dit kom van God af dat ek die pakkie moet gaan koop. Dit is 'n openbaring van God. Ek gee erkenning aan dit wat met my gebeur. Dit is 'n openbaring van God dat ek iemand moet ondersteun of dat ek wat dit is ook al, dat ek nou moet by God se voete gaan sit. Dit is 'n openbaring van God en daarom sal ek reageer daarop. Soos wat ons daarop reageer en die vrug daarvan sien, bou dit ons geloof. Volgende keer, wanneer iemand weer in my gedagtes opkom en ek was gehoorsaam die vorige keer, toe gedink het, maar ek moet na Clarie toe uitreik, doen ek dit met 'n bietjie meer vertroue, om te weet, maar die vorige keer was dit God gewees wat gepraat het. So ek dink dis hierdie keer ook God wat gepraat het. So ek wil vanoggend saam met jou bid. Ek sien ons het nog so 2 minute oor. Ek wil saam met jou bid dat jy vandag God se stem sal hoor. Dat op een of ander manier jy God se stem sal hoor en dat jy die boldness sal hê om daarop te reageer, om te weet of om amper te waag, kan ek vir jou sê dat hierdie is dalk God wat met my praat. Ek gaan hierop reageer en dat ons die gevolge daarvan sal sien. Daar waar jy sit, ek hoop nie jy bestuur nie. Maak jou oë toe en dan bid ek vir jou. Ag Here, ons maak ons harte vanoggend vir U oop. Here, en ons maak ons lewens vir U oop. Ons wil in 'n verhouding met U wees, Jesus, en dit is so goed om te weet dat U 'n verhouding met ons wil leef. Here, en dit is so goed om te weet dat U ons nie vanoggend lei deur wette wat op kliptafels geskryf is nie, Here, maar dat U lei ons deur ons hart en deur vrede en deur die woord, Here, en deur U waarheid. En daarom, Here, wil ons vandag vir U kom gee. Ons maak ons hande oop en ons maak ons harte oop. Kom praat vanoggend met ons, Heilige Gees. Kom wys vanoggend vir ons hoe moet ons optree. Waar U wil hê ons moet betrokke raak, Here. Waarheen U ons stuur. Maak ons vanoggend bewus van die waarheid. Dalk is dit net vanoggend 'n woord van bemoediging wat U in van ons se lewens kom plant, Here, maar mag ons U vanoggend beleef en sien en mag ons gehoorsaam wees op dit wat U vir ons openbaar. Ons loof U naam omdat U vir ons so goed is, Here Jesus. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê en ek sien uit om jou storie te hoor van hoe God nie net vandag nie, maar jou hele lewe lank al in jou lewe ingespreek het, ding op jou hart gesit het en hoe jy daarop reageer het.